Hoe meer julle voel almal soos ek nie, nee. Ek is môre nou nie, hulle sê ons die early bird catches the worm. Ek is môre die worm. Ja, dit is 'n besige tyd, en partykeer dink ek, joh, jy kan nie bybly nie. Leon Ferreira het so mooi lied wat hy sê, stop die wêreld, ek het seer gekry, ek wil afklim. En mens voorradig wat hy is so. Maar ons gaan vanmôre onder meer ook 'n nuwe lied leer, ons ook, let wel, soos ek sê, ons gaan hom leer. Dis beskryf 'n mooi melodie, dit is in die liedboek ook. Ek kan nie sy nommer onthou nie, maar partykeer kan AI ook goeie goed doen. Want ons het nou 'n opname geluister wat hulle die liedjie verwerk. En dit is so mooi, veral met die tema vandag wat heilig, heilig, heilig is. Hoor net hoe mooi so die woorde, dink Annelies sê hulle om so vir die eerste keer, kan jy net so vir ons deursing. Ek sê altyd toe ek musiekleier was in ons gemeente, want ek voor die tyd en ons nou die lied gedoen, wanneer die dankkoffers opgeneem word, ons het gedoen, en dan aan die einde van die diens. En dan later het die mense kom vra, maar wanneer gaan ons nou die lied sing? En dan weet jy goed, hulle ken hom definitief nou. Sing hulle saam met ons hierdie baie mooi lied. Ek was Jesus al in front, al was die mense rondom my. Daar was iemand wat my verstaan, hy voorkom gehouder na my. Kom na my toe, almal en heilig.
Amen.
Ek wil vir Philip hulle baie dankie sê dat hulle ons so begelei het in hierdie lofprysing en aanbidding van die Here. Dit is pragtige liedere. Stem nie saam? In elke lied wat ons sing, weet jy, dan gaan ek daai ek volg een sinnetjie en die volgende sinnetjie het weer 'n ander woord wat die goed so diep woorde is. Dit raak 'n mens. Elke lied en elke woord. Baie dankie daarvoor. Here, ons is hier in u teenwoordigheid. Ons, Philip het ons gehelp deur sang, deur begeleiding om vanmôre in u teenwoordigheid te wees. Ons kan dit aanvoel. Ons kan die atmosfeer aanvoel. Ons is so bewus daarvan dat u vanmôre hier is. Amen. Nou, hierdie is 'n pragtige gedeelte. Ons het dit al 'n paar keer gelees, maar vanmôre gaan ons dit weer lees. Laat ons nie ophou om God, die Vader van ons Here Jesus Christus, te loof en groot te maak nie. Ons kan nie ophou daarmee nie. Dis wat ons ook vanmôre gedoen het. Ons kan nie ophou daarmee nie. Omdat ons Jesus se is, het God ons, wat eintlik niks was nie, baie belangrik kom maak. Hy het vir ons al die geestelike dinge gegee, wat hy by God die moeite werd is om vir 'n mens, moeite werd is vir 'n mens om te hê. Hy het ons wat aan Jesus behoort, gekies nog lank voordat die wêreld gemaak is, né? Ons moet net syne wees en daar moet niks in ons wees wat hom ontevrede kan maak nie. Dit alles het hy uit liefde gedoen. Ja, hy het vooraf besluit om ons sy eie kinders te maak. Hy het besluit om dit te doen om geen ander rede nie
as dat graag vir ons wou doen nie. En dit is nie sommer net 'n storie nie. Jesus Christus het kom sorg dat dit regtig gebeur. Daarom moet ons vir ander vertel hoe wonderlik en groot God is en wat hy alles vir ons gedoen het. Ons het niks verdien nie, maar God het dit verniet vir ons kom gee. Ek sê weer, Jesus vir wie God so lief is, het kom sorg dat dit alles gebeur. Dit is soos 'n handelstransaksie. Omdat ons sondig was ons God se vyande. Toe kom Jesus en betaal wat nodig is om weer alles tussen ons en God reg te maak. Dit het hom wel sy lewe gekos, maar die vreugde is herstel tussen God en almal wat aan Jesus se kant staan. Dat God so iets gedoen het sonder om te vra wat ons kan terugbetaal, wys net hoe geweldig groot hy vir ons is. Daar is eenvoudig geen einde aan al sy goedheid vir ons nie. As jy wonder waarom God so groot is, kan ek maar net sê dat God weet wat hy doen. Ja, hy weet alles. Daarom, vers 6 was daarom, vers 19 weer daarom. Daarom het hy besluit om ons ook te laat verstaan waarom hy, toe die tyd ryp was, besluit het om Jesus te stuur, om alles te kom doen wat nodig was. Dit was eintlik eers net God se geheim, wat mense glad nie verstaan het nie. Maar nou besef ons waarom dit gaan. Omdat God graag wil hê dat ons dit moet weet. Ja, hy sal alles, of dit nou in die hemel is, of op die aarde, bymekaar bring, soos dit met die skepping bedoel was. En Jesus sal oor alles regeer. God het almal wat aan Jesus behoort gekies om syne te wees. Dat dit so moet wees, het hy lank al besluit. En hy het laat alles gebeur soos hy dit wil hê. Ons was mos die eerste mense wat alles aanvaar het, wat Jesus beloof het, en wat seker weet dat ons dit gaan kry. God wil hê dat juis ons vir almal moet wys en vertel hoe groot en belangrik hy regtig is. Julle is ook deel van die groep mense wat Christusin is. Dit is so van die dag af dat julle die waarheid gehoor en besef het, dat julle elke woord daarvan kan glo. Ek praat van die goeie boodskap oor Jesus wat julle red. Daarom het God vir julle die Heilige Gees gegee wat hy beloof het. Die Gees is soos 'n merk wat God julle laat dra, om te weet dat elkeen wat Jesus in is, ook syne is. Meer nog, die Gees is ook ons bewys dat God begin het om vir ons alles te gee wat hy beloof het. Die Gees is maar die begin van dit wat God eendag alles vir ons gaan gee. Hy gaan elkeen wat syne is heeltemal vrymaak. Laat ons vir almal vertel hoe groot God is. Nou, ek wil vir julle, die tema van ons vanmôre is heilig, heilig, heilig is die Here God Almagtig. God is heilig. Heilig. Nou, wanneer gaan die kerk weer leer om God te vrees? Wanneer gaan die kerk weer leer om God te vrees? Heilig, heilig, heilig. Nou, as ons dink aan ons kinderdae en hoe ons in die kerk groot geword het, aan die kerk van ons tyd, onthou julle nog die kerk van gister? Onthou julle nog die predikant met die toga?
Onthou julle nog die ouderlinge met die wit pakke, met die wit dasse, die swart pakke, en dan het hulle aan die kante gesit, die ouderlinge en die diakens. En onthou julle hoe ons gesing het. En onthou julle hoe die kinders alles, die ouers ingekom en die pa en die ma en die kinders in 'n ry gesit en daai kind het nie 'n woord gesê nie. Dit was stil. Nou ek het 'n vriend gehad wat saam met my geswat het en hy is na Witbank beroep en ek is elders beroep. En ons kry mekaar eendag en hy vertel vir my daar in Witbank kerk toe hy nou beroep is hulle nou bevestig. En hierdie twee kies van hom was woelig hier in die bank en sy vrou vat hulle toe uit om die kerk en sy gaan wiksie eet daar aan die kant. Maar sy sê hulle het nie die kerk geken nie. Maar daar waar sy om gewig het, was dit alles glas en die hele gemeente kon sien hoe sy die ouetjie wiks. Hy was so verleë daaroor gewees, maar mense het geweet. Jy sit in God se teenwoordigheid, God is heilig, God is groot. Hy's die verterende vuur, né? Nou, die negatief daarvan, dat mense dikwels die kerk se atmosfeer beleef het as koud. En dat mense soort van bang was vir God. Hy was die regter wat gewag het, as jy verkeerd maak, gaan hy vir jou reg sien. Ek onthou, by kere het mense vir my gesê, nou, ek het dit nou verkeerd gedoen, het God my gestraf? Dat hulle God as soort regter ervaar het. Maar positief, God was heilig en die mense het groot ontzag vir God gehad. Hoe lyk die kerk van vandag? Weet julle, en ek het nou in verskeie gemeentes gekom en dan het ek gesien hoe die mense inkom. Kinders of die mense kom in, hulle kom met plakkies en kortbroek en teehemde en 'n koppie koffie in die hand en hulle kom sit en hulle gesels en dis 'n vrolike atmosfeer. Dis nie daai koue atmosfeer van toe nie, maar dis 'n warme atmosfeer. En die mense sê, dit is iets van, ons het weer ontdek wat dit beteken om die gemeenskap van die heiliges te wees. Ons het ook weer ontdek wat dit beteken dat God 'n genadige God is. Dis die positiewe. Die negatiewe is dat ons het vergeet weer dat God hierdie groot, heilige God is. En dat God soort van ons pel geword het. En dat God soort van ons hemelse terapeut geword het. Jy weet, dit gaan alles oor ons en God moet net sorg dat dit ons gelukkig en veilig en goed voel en ons emosies beheer en God moet net die wyntjies uitvryf. God het soort van ons pel geword. En die vraag wat baie mense dan vra, het God verander? Het God verander? Of het ons God, hierdie verterende vuur, hierdie heilige God, 'n lam huiskat gemaak? As ek 'n beeld kan gebruik, stel vir jou die son voor. En dat 'n miljoen aardes pas in die son, so groot is die son. En die son is 15 miljoen grade Celsius warm. En as ek nou 'n ysblokkie na die son toe sou stuur, hy sal net so weg wees. Dit verdamp in 'n breekdeel van 'n sekonde. Dan is dit weg. Die vraag is nou, het die son
die ysblokkie? Is die son kwaad vir die ysblokkie? Of doen die son dit wat hy moet doen, omdat dit sy natuur is? 'n verterende hitte. Die gevaar van vandag is ons wil die son verander om by die ysblokkie aan te pas. Ons wil God afkoel na kamertemperatuur, sodat ons gemaklik met God kan wees. Dat God nie meer die heilige, heilige, heilige God is nie. Nou, kyk wat, as 'n mens nou Efesiërs vat, nee, dan gooi Paulus nie die God van die Ou Testament hierdie verterende vuur weg nie. Dit doen hy nie. Hierdie almagtige God laat hy nie verdamp nie. Dis nie hy wat verander nie. Maar wat hy doen, is as ek die beeld weer kan gebruik, die ysblokkie word omhels, sodat dit nie deur die son verteer word nie. Wat God doen is, hy omvou ons met Jesus Christus, sodat ons in die teenwoordigheid van die heilige God kan kom. Die son verander nie, God verander nie, maar God verander ons. Hy omklee ons, omhels ons met Jesus Christus, sodat ons voor die heilige God kan kom. Toe Paulus Efesiërs geskryf het, het hy hier nie 'n gedig gemaak nie. Hierdie is nie 'n gedig nie. Hierdie is die eeuoue oerstaangebed, die Amida van die Jode. Hy vat hierdie Amida gebed. En die Amida gebed beteken om te staan voor God. En hy vat hierdie Amida gebed, waar jy fisies voor die hele Here, almagtige God, gaan staan. En hy trek dit in. Wanneer 'n Jood die Amida gebed betree, dan besef hy staan voor die heilige God. Nou wat hulle gedoen het, as hulle in die sinagoge gekom het, en hulle die gebed begin bid, dan het jy 3 tree vorentoe gegee, om te sê, nou betree ons die heilige God se teenwoordigheid. En dan het jy jou voete by mekaar gesit, teen mekaar, om te sê, nou is ek enkel alleen gefokus op God. Niks anders gaan my aandag wegvat nie. My aandag is nou gefokus op God. Ek staan voor die heilige, heilige God. Nou, hoekom sê ons heilige, heilig, heilig? Hebreëus ken nie trappe van vergelyking nie. Hebreëus ken nie mooi, mooier, mooiste nie. Hebreëus ken nie goed, beter, beste nie. Hebreëus ken nie slim, slimmer, slimste nie. Hulle ken nie trappe van vergelyking nie. As hulle iets wil sterk stel, dan herhaal jy dit 3 maal. Heilig, heilig, heilig. Dit beteken, dit is die
superlatief. Dit is die grootste, dit is die almagtigste, dit is die beste. Jy staan voor die heilige, heilige, heilige God. Nêrens in die Bybel sal jy kry liefde, liefde, liefde. God is liefde, liefde, liefde. Dit word nêrens herhaal. En nêrens in die Bybel sal jy lees, God magtig, magtig, magtig nie. Maar in die Bybel sal jy lees, telke male, heilig, heilig, heilig is die Here God almagtig. So in Jesaja 6 vers 3, so in Openbaring 4 vers 8. Heiligheid is die fundament van wat al God se eienskappe kleur. God se liefde is heilige liefde. God se troon is 'n heilige troon. God se geregtigheid is heilige geregtigheid. Met ander woorde, hy is die gans andere, volkome suiwer en absoluut verhewe bo alles. Dit is wie God is in sy mees essensiële wese, heilig. Wat doen Paulus nou as hy hierdie Amida gebed vat? En hy sê heilig, heilig, heilig. En die heiligheid gaan oor die feit dat ek voor die almagtige God staan, die heilige God staan. En my hele wese daarop uit is om hierdie heilige God te loof en te prys, dan doen hy dit. In plaas van dat hy sê heilig, dan sê hy in vers 6, tot lof van die heerlikheid van sy genade. In vers 12, tot sy lof en heerlikheid. En vers 14, tot sy lof en heerlikheid. Hy bring jou voor hierdie heilige, heilige God, voor wie jy staan. En wanneer hy in 1 vers 4 sê, hy het ons uitverkies, hoor nou, hy het ons uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te staan. Gebruik hy dieselfde massiewe begrip. Die God wat 3 maal heilig is, het ons omhels deur Jesus Christus om heilig en onberispelik voor hom te staan. Dis enorm. Dis God wat uit sy geweldige liefde, sy heilige liefde, ons omhels het met Christus. Ons kom verander het, om voor hom te kom staan. Dis nie hy wat moet verander om by ons te wees nie, wat ons deesdae met die evangelie gedoen, maar is God wat ons verander om by hom te kom staan. Dit is heeltemal anders. Daarom is lofprysing nie 'n paar lekker liedjies om jou goed te laat voel nie. Dit is die oomblik waar ons ons eie krone afhaal en bely, U alleen is op die troon. Hierdie Amida gebed wat Paulus gebruik, waarmee hy die hele Efesiërs skryf, gebruik hy dan ook en hy sê, ons buig ons knieë voor hom, die Almagtige. En dis wat hulle gedoen het. Hulle het ingekom, 3 tree vorentoe gegee, ons staan in die heilige teenwoordigheid van God. Ons voete by mekaar gesit, ons is gefokus op God alleen. Dan het hulle knieë gebuig en hulle rug gebuig om te sê, ons buig voor hierdie heilige 3 maal heilige God. En dan het hulle gesê, U is die koning voor wie ons staan, die Here ons God, en dan het hulle regop gestaan
en 'n tree teruggegee. Want hierdie heilige God het ons in sy woord teenwoordigheid ingetrek en ons sy kinders gemaak. En nou leef ons as sy kinders daar buite. Wat sê dit vir ons? Dit sê dit vir ons, kan ons weer voor die heilige God staan. Kan ons weer voor hierdie God wat ons met sy ongelooflike liefde in sy wêreld ingetrek het, kom staan. Nie maak of God ons pel is nie, maar omdat hy ons Vader is, wat deur die bloed van sy seun sê, staan regop my kind. Nie uit hoogmoed of omdat ons nou so belangrik of goed is nie, maar omdat hy ongelooflik belangrik en goed is. Kan jy sien, dis 'n hele ander prentjie. En dan het die Jode gegaan en sê, hier is 100 maniere waarop ons heilig voor God kan leef, en hulle het dit uitgespel. Dit was nie net 'n klomp, die Fariseërs het nie net 'n klomp los wette gemaak, niks seggende wette nie. Dit was 'n manier om te sê, hoe ek voor hierdie heilige God elke dag moet leef. Byvoorbeeld, as ek my kos vat, in aanbidding voor hom kom staan, sê, Here, dankie vir hierdie kos op my tafel, want dis U wat vir my so goed is, wat vir my sorg. U het my in U wêreld ingetrek. Here, ons dankie vanmôre vir hierdie wonderlike lofprysing waarmee ons U kon aanbid het vanmôre. En ons dankie vanmôre dat ons voor die heilige God kan staan, wat uit sy groot heilige liefde ons in sy heilige ruimte ingetrek het. Daarom kan ons nie anders as om soos Paulus te sê, tot lof en heerlikheid van God. Is ons hele lewe gerig daarop, tot lof en eer van God. Amen. Oh
seën uitspreek. Ons nooi julle vir 'n koppie koffie daar agter. En dan donderdag is dit weer ons Bybelstudie. Ontvang nou die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader, die bystand en die troos van sy Gees, gaan saam met elkeen van u. Amen. Amen.